Goeiedag liewe luisteraars. Ek groet u weer eens in hierdie dag in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Nou ja, ek beskou natuurlik hierdie boodskap as een van die heel belangrikste boodskappe wat ek nog ooit voorberei het en nog ooit opgeneem en nog ooit uitgestuur het. Dis 'n boodskap wat elke Suid-Afrikaner raak. Dis 'n boodskap wat almal oor die ganse wêreld eintlik raak, maar ek kry die gevoel dat Suid-Afrika die proefkonyn vir die nuwe dinge van die wêreld is. En ons ervaar dit nie so nie, maar dit is so. En ek wil u vanmôre, soos die Here my gelei het, wil ek u inlig oor hierdie nuwe digitale stelsel wat op pad is en wat hulle reeds beplan om teen Desember te begin implementeer. Ek praat nou van Desember 2026 te begin implementeer in Suid-Afrika. Hoeveel weet u regtig van die digitale ID en die digitale stelsel? Weet u regtig wat om te verwag? Is u regtig ingelig? Hoe raak dit ons? Ek wil regtig vra dat u hierdie boodskap sal luister. En wanneer hierdie boodskap tot u hart spreek, dat u dit sal aanstuur. Vriende, so wyd as moontlik. Ek wil by u pleit, stuur dit so wyd as moontlik aan, want almal wat Afrikaans sprekend is of Afrikaans verstaan, moet dit hoor. Hierdie artikels wat gewoonlik verskyn is alles in Engels, en daarom voel ek dat ek in my taal dit aan my mense moet oordra. Ek lees vir die een skrifgedeelte en dit is in Openbaring 13 vanaf vers 1 tot 18. Jy kan net volg terwyl ek dit lees. Daar staan geskryf, Johannes wat skryf, hy sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom. En hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor die oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen. Deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee. 'n Gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal klein en groot en die rykes en die armes en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens en sy getal is 666. Nou vriende, ons het 'n baie interessante gedeelte gelees. Ek gaan so 'n bietjie daaroor praat en ek gaan dit toepas op vanoggend se boodskap. Kom ons bid net saam. Ons wonderlike Vader, ons wil vir u dankie sê dat u woord vir ons soveel antwoorde op baie vrae gee. Vrae van ons gemoed, vrae oor die tyd waarin ons leef. En ons wil vir u baie dankie sê dat u ook vir ons dit laat opteken het in u woord, dat daar 'n beeld vir die anti-kris gemaak gaan word, en dat daar 'n gees aan daardie beeld gegee sal word, om met die mens te praat, en dat mense daardeur verlei sal word, om daarvoor te buig, dit te aanvaar, en daardeur eindelike lewens aan die Satan en die anti-kris toe te wy. Here, ons weet ons is nog nie daar nie, maar ons sien reeds die voorlopers daarvan.
En ons mense is so oningelig, daarom wil ons vra dat U deur hierdie boodskap vanmôre tot elke hoorder sal spreek. En dat U ons sal wakker skud, Here, dat U ons oë sal oopmaak. Praat met ons, leer ons, waarsku ons deur U Heilige Gees. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus met danksegging. Amen. Ek hou net weer een vers aan u voor. En dit is Openbaring 13 vers 15. En daar staan geskryf, en dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Ek gaan 'n bietjie vir u in die loop van die boodskap verduidelik wat presies dit beteken. Maar vriende, ek wil net sê, as u klap en kraakgeluide hoor, dis ongelukkig die dak van ons huis wat so uitsit en inkrimp. Ek praat vanmôre met u oor 'n baie belangrike en interessante onderwerp, naamlik kontantlose geldstelsel beplan vir einde 2026 in Suid-Afrika. Weet u dit? Is u gereed daarvoor? 'n kontantlose geldstelsel wat beplan word vir einde 2026 hier in Suid-Afrika. Nou, iemand het laas naweek vir my 'n baie ontstellende, maar 'n uiters belangrike artikel gestuur wat die toekoms van ons kontantlose en begin van 'n kriptogeldstelsel vir die nabye toekoms in Suid-Afrika uitspel. Daarin word verwys na die KOKA-projek. Dis iets wat min mense van weet. KOKA is 'n Zulu woord wat beteken betaal en waarvan meeste bankamptenare bewus is, maar self nie veel kennis van dra nie. Wat is hierdie KOKA-projek? Dis 'n inisiatief en 'n tegnologie loodsprojek van die Reserwebank wat die gebruik van digitale geleenthede en blokkettingtegnologie in die Suid-Afrikaanse finansiële sektor ondersoek. Dis 'n mondvol, maar luister net klaar. 'n blokketting is datablokke wat aan mekaar gekoppel word soos daar nuwe data bykom. En dan word alles met mekaar verbind om 'n ketting te vorm. Nou moenie my vra hoe dit presies werk nie, want ek verstaan nie die tegnologie so goed nie, maar dit kom daarop neer dat alle data-inligting soos 'n ketting aan mekaar gekoppel word wat dit uiters veilig en onmoontlik maak om die res van die ketting te breek. Met ander woorde, al die inligting wat op hulle databasis gestoor word, kan skynbaar nooit uitgewis word nie. Nou, KOKA-1 is aanvanklik geloods in 2018. Hiertydens het die Suid-Afrikaanse Reserwebank en verskeie handelsbanke suksesvol 'n digitale geleentheidsgebaseerde stelsel vir interbankbetalings en vereffenings op 'n DLT-netwerk getoets. Nou dit is reeds in 2018 wat hulle daarmee begin het. In KOKA-2, dit wil sê die tweede fase, is in 2022 reeds voltooi. Dit het gefokus op die uitreiking, met ander woorde die verhandeling en vereffening van effekte, dit wil sê deur middel van digitale bates en DLT's. Moeilik om dit alles te verstaan, ek dra dit net aan die oor. Die meeste Suid-Afrikaners ken glad nie hierdie naam nie. Ek verwys nou na die naam KOKA. Die Suid-Afrikaanse Reserwebank het stilletjies iets in plek gebring wat elkeen van ons sal affekteer en niemand sal dit vryspring nie.
Hoor mooi wat ek sê, niemand sal dit vryspring nie. Ons kan dit net vertraag. Projek Kokka is die Suid-Afrikaanse Reservebank se offisiële program om 'n sentrale bank digitale geleentheid te skep, wat 'n digitale vorm van ons rand beteken. Hoor mooi, wat 'n digitale vorm van ons rand beteken. Nou Absa, Standard Bank, FirstRand, Nedbank en seker ook ander banke en die JSE met alweer Johannesburg Effective Beurs het almal daaraan deelgeneem. In 2024 het die Reservebank sy offisiële digitale betalingspadkaart gepubliseer waar aanbeveel is dat die digitale rand vir Suid-Afrika se burgers binne 2 jaar beskikbaar moet wees. Dis nou in 2024 wat hulle dit so beplan het, dat dit in 2026 vir ons beskikbaar moet wees. Dan word hulle mikpunt is, dis einde 2026 om dit in werking te stel. Nou dit gaan nog nie 100% reg wees nie, maar hulle wil dit reeds in werking stel. Nou in 2026 is projek Kokka aktief. 'n Kripto geldeenheid is reeds beskikbaar by ons banke vir betalings reg oor Afrika. Vriende, is belangrik. Wie word hierby betrek? Alle groot banke in Suid-Afrika word hierby betrek. Dit is dus al die instansies wat huidiglik in besit is van ons geld, wat hierby betrek word. Juis hierom druk die regering van ons land op hierdie stadium hard, dat ons almal moet val vir 'n digitale ID, en moet registreer vir 'n digitale ID. Die publiek van Suid-Afrika se opinie is glad nie gevra nie. Dit word eenvoudig geïmplementeer en dis dit. Ons moet net eenvoudig daarby inval. Ons kan vra, waarom die haas? Nou vriende, jou digitale ID sal, en dis belangrik dat u dit moet verstaan, jou digitale ID sal bevestig presies wie jy is. Mense sê vir my, hulle het reeds al ons inligting. Jou digitale ID is belangrik om weer eens te bevestig wie jy is, om al jou inligting op die datastelsel te verifieer of te kontroleer. Met ander woorde, hierdie digitale ID is belangrik om seker te maak dat al jou inligting reg is. Want wanneer jy registreer vir die nuwe digitale ID, dan gaan jy al jou inligting weer eens vir hulle deurgee. Nou, die digitale rand of stelsel sal absoluut kontroleer wat jy met jou geld doen. Dis hulle plan, hulle wil ons kontroleer. Verbind hierdie twee aan mekaar en jy vind elke transaksie wat jy maak, word permanent verbind aan jou ID. Want dit is 'n geprogrammeerde geldrealiteit. Daar is natuurlik baie gevare. Jy gaan op een of ander stadium alles verloor. Hoor mooi wat ek vir u sê, nie nou dadelik nie, vorentoe, miskien 2028, 2029, gaan ons alles verloor. Maar eerstens gaan jy al jou beleggings, jou spaargeld en baie meer as dit verloor. As jy 10 miljoen rand op belegging in die bank gehad het, dan gaan jy oornag 0 rand hê. Hulle gaan alles van ons neem. Vriende, onthou, ek het baie daaroor gepraat in die verlede. Die nuwe wêreldorde se doelstellings is om ons van alles te onteien. Alles, jou geld, jou eiendom, alles word oornag van jou onteien en alles word staatseiendom of staatsbesit. En min mense het dit geglo. Min mense glo dit nou nog. Hulle is op pad met ons daarheen. Die digitale rand is nie net 'n gemaklike betaalmetode nie, maar omdat dit geprogrammeer is, word jy beheer deur die regering en daarom is dit moontlik om 'n vervaldatum op geld te plaas. Want dit is kriptogeld.
Dis kriptogeld, dit is nie meer, en daar word baie gepraat oor kriptogeld. Ek dink in China is hulle reeds baie ver gevorder met dit. Die regering gaan dan bepaal hoeveel geld iemand kry. Kom ons maak net 'n voorbeeld. Byvoorbeeld R5000 per persoon per maand. Jy kan niks spaar van daardie geld nie. Wat jy nie spandeer nie, verval aan die einde van die maand, want dit het 'n datum op, soos ek nou net vir u gesê het. Dit gaan jou beperk in watter kategorieë jy jou geld gaan spandeer. Met ander woorde, hulle gaan kontroleer wat jy koop, hoeveel jy koop. Of jy te veel vleis of te veel groente koop. En hulle gaan probeer om beheer daarop uit te oefen. Jy gaan beperk word dat jy jou geld net in sekere geografiese gebiede of areas kan gebruik. Hulle kan dalk bepaal dat jy net binne 'n area van 15 km jou geld mag spandeer, mag koop, 15 km van jou huis af. En as jy baie afgesonder is, dalk 50 of 100 km. Jou individuele beursie met die kriptogeld kan binne 'n oomblik sonder enige regstappe gevries word. So dis die beheer wat hulle oor ons gaan uitoefen. Jy kan net sekere goed koop, jy kan net op 'n sekere gebied of plek koop en dan kan jou kriptogeld gevries word. Elke transaksie word permanent nagespeur. En dis die gevaar. Ons word gekontroleer heeltemal. Die huidige geldstelsel laat bogenoemde nie toe nie. Maar by die digitale rand is alles moontlik. Jy en ek gaan totaal finansiëel beheer word. Vriende, verstaan mooi waaroor dit gaan. Ons gaan totaal en al finansiëel beheer word. Kom ons kyk net baie kortliks. Watter argumente die Suid-Afrikaanse Reserwebank voer om ons tot hierdie stelsel oor te haal? Wat doen hulle? Wat sê hulle om ons te oortuig? Maar kom ons kyk 'n bietjie. Wat is die motiverings van die Suid-Afrikaanse Reserwebank dat almal die digitale ID moet kry? Die heel eerste is dat alle Suid-Afrikaners wat nie bankrekeninge het nie, nou 'n bankrekening kan kry. Natuurlik is dit belangrik, is daar nie meer 'n kontant geldstelsel is nie, as dit uitfaseer, dan moet almal 'n bankrekening kry om nog steeds te kan koop en te kan handel dryf. So hulle sê almal sal nou, daar's baie mense wat nie bankrekeninge het nie en hulle sal dit kan kry. Vinnige regeringstoelaas is moontlik. In die verlede het mense gesukkel om hulle regeringstoelaas te kry, tydkeer 'n maand of langer na die tyd, en hulle sê dit gaan nie nou so wees nie. As jy 'n rekening het, word daardie regeringstoelaas, daardie SASSA geld onmiddellik oorbetaal. Verminderde transaksiekostes, met ander woorde, hulle gaan probeer om dan die banktransaksiekostes so laag moontlik te hou, juis as 'n aantrekkingsmoontlikheid vir mense om te registreer. Oorgrensbetalings kan effektief met ander Afrika lande gedoen word. Ons het in die verlede, wanneer ons in Namibië wil gaan vakansie hou, gesukkel om geld van die een land na die ander oor te betaal. Hulle sê, nou gaan dit baie maklik wees. Nou vriende, bogenoemde is sekerlik alles waar, maar elke saak het altyd twee kante. En daarom is dit belangrik dat ons na die ander kant ook moet kyk. Dis baie belangrik, die vraag wat nie gevra word nie, maar wat gevra moet word. Wie nou eintlik in beheer is van hierdie geldstelsel? Hulle wat die reëls van die programmeerbare geldstelsel gemaak het, beheer dus die geldstelsel alleen. Dis iets wat ons moet verstaan. Hulle het dit geprogrammeer en hulle het dit beplan, hulle het dit uitgedink en daarom beheer hulle dit. En agter dit alles sit die Satan wat solank die pad vir die anti-kris voorberei. Want die anti-kris moet kom. Die anti-kris moet ons almal beheer. Daar moet 'n kontantlose geldstelsel ingestel word, 'n merk van die dier wat deur die Satan beheer word. Nou vriende, die anti-kris, die Satan is natuurlik besig om die pad vir die anti-kris voor te berei. Ons kan amper sê hy is besig om vir hom die pad te teer. Die koms van die anti-kris is dalk baie nader as wat ons vanmôre besef. Dis beslis nie die geldmarkte of die man op die straat of die regeringhouer nie, maar die programmeerder wat hierdie geldstelsel beheer. Wat kan ek en jy doen aan dit?
Want dit kom, ons het eintlik nie beheer daaroor nie. Wat kan ons daaraan doen? Verstaan dat dit op pad is. Dit kom definitief. Verstaan dat dit op pad is voordat dit hier is. Leer van meer alternatiewe bates soos goud, die XRP, dis die kryptogeldstelsel of internasionale geldstelsel en nog meer. Vra in die openbaar op Facebook, TikTok, Instagram ensovoorts. Vra oor die effek van dit alles op ons as Suid-Afrikaanse burgers. Hoe gaan dit ons affekteer? Hoe gaan dit ons raak? Vra die vraag, want baie mense weet nie regtig hoe dit ons gaan raak nie. Vriende, daar is ongetwyfeld 'n baie groot dringendheid by die Suid-Afrikaanse regering om so gou moontlik die digitale ID op almal van ons af te dwing. Hulle dwing dit eenvoudig op ons af. Toe Cyril Ramaphosa dit aangekondig het in die parlement in begin van die jaar, het ek en my vrou vir mekaar gesê, hier kom moeilikheid. En baie mense het daardie video rondgestuur, maar niemand het iets gesê nie, want min mense verstaan hoe dit werk. En die groot probleem is dat die mense totaal oningelig is oor wat die implikasies daarvan sal wees. 'n Paar dae gelede het iemand tot my groot ontsteltenis op ons dorpie se WhatsApp groep die skakel vir die aanlyn registrasie van die digitale ID geplaas. En weet jy, ek het gekyk en niemand het daarteen kapsie gemaak nie. Niemand het 'n opmerking daaroor gemaak nie. Inteendeel, daar was een of twee wat gesê het, dankie, en een persoon dink ek het gesê, ek sukkel, ek kan nie registreer nie. Net een vrou het vertel dat hulle op die 1 Julie deur die grenspos op pad na Namibië toe was, maar dat hulle daar gehoor het by die grenspos, dit was die 1 Julie, dat hulle gehoor het dat hulle eers aanlyn moes registreer vir hulle digitale ID's voordat hulle toegelaat was om deur die Suid-Afrikaanse grenspos te gaan, want die aanvangsdatum vir die registrasie van die digitale ID was juis 1 Julie, sonder dat meeste landsburgers daarvan bewus was. Hierdie mense gaan op vakansie, hulle was nie daarvan bewus nie, en sonder enige keuse. Hulle het ook nie keuse gehad nie. Hulle moes eers aanlyn registreer vir hulle digitale ID's, voordat hulle deur die grens toegelaat was. En so word ons almal weer eens verplig om in te val daarby. Dis 'n regeringsbeleid sonder dat die publiek enigstens vooraf behoorlik inligting ontvang het daaroor. Ons is nie ingelig daaroor nie. Dis net eenvoudig uitgerol en dan word ons almal gestoomroller. Ons moet net eenvoudig dit aanvaar. Nou vriende, dis die rede waarom ek vandag vir u wil vra. Stuur asseblief hierdie boodskap uit op elke platform waar u is, sodat elke Suid-Afrikaner wat Afrikaans praat, dalk nie net praat nie, maar dalk net verstaan, elkeen wat dit verstaan, dat hulle van hierdie projek, die Kokka-projek, bewus kan word, waardeur 'n bose wêreld geldmag ons almal so slawe wil beheer. Net soos wat hulle in COVID-tyd vir ons beheer het, gaan ons nou totaal en al vir die res van ons lewe beheer. Hoor mooi wat ek vir u sê. Maar om hier af te sluit, en dit is belangrik dat ek dit vir u moet verduidelik. Kom ons kyk, wat leer die woord ons, die woord van die Here ons, van die gevare van 'n kontantlose geldstelsel. Die woord het dit voorspel, die woord waarsku ons teen 'n kontantlose geldstelsel en die merk van die dier. Hoe alles nou reeds besig is om te beweeg in die rigting van 'n demonies geïnspireerde geldstelsel, waarteen die woord van God ons baie duidelik waarsku. En u moet dit verstaan, my vriende, die woord van die Here waarsku ons teen hierdie demoniese geldstelsel, en dis nog nie die merk van die dier nie. En mense sê nou, dis nog nie die merk van die dier, ek kan maar registreer vir die digitale ID. Vriende, hulle gaan ons beheer, wanneer dit daar kom by die merk van die dier, dan gaan jy nie meer kan omdraai nie. Hier in Openbaring 13 vers 11, waar ons vanmôre gelees het, het ons gelees van 'n ander dier, wat op die toneel sal verskyn, as die dier van Openbaring 13 vers 1.
Nou, wie was die dier van Openbaring 13 vers 1? Dis die Antichrist. Die Antichrist wat op die toneel sal verskyn. Daarna kom die valse profeet. Dis die dier waarvan ons lees in Openbaring 13 vers 11. Maar vers 1 het gesê, daardie dier is die Antichrist, wat uit die see sal opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en met 'n naam van godslastering op sy koppe. Dis natuurlik die Antichrist, na wie hier in die eerste vers, Openbaring 13 vers 1 verwys word. Johannes skryf in Openbaring 13 vers 11 van 'n ander dier, wat ook uit die see sal opkom, of uit die aarde sal opkom, en hier staan geskryf, en uit die aarde het ek die ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. Maar die vraag is, wie sal hierdie tweede dier wees, wat nou skielik op die toneel gaan verskyn? Hierdie tweede dier, en dit is alles in Openbaring 13 waar ons dit lees, sal niemand anders as die sogenaamde valse profeet wees nie. Hy met sy hele bediening, tydens die groot verdrukking natuurlik, sal die naaper van die Heilige Gees wees. Dan kom ek verduidelik net 'n bietjie. Ons glo in God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Die Satan is 'n nabootser. Satan is die hoofiguur, en dan die Antichrist in die plek van Christus. Satan is die plek van God. Dan nou valse Satan, valse God, Satan, en dan die Antichrist wat 'n nabootser van Christus is, en dan die valse profeet wat 'n nabootser van die Heilige Gees is. Dit was vir my natuurlik opvallend toe ek hierdie gedeelte weer gelees het met my voorbereiding, hoeveel nabootsing daarvan die bediening en die werking van die Heilige Gees daar te bespeer is. Hoe die Satan en die Antichrist en die valse profeet probeer om die werk van die Heilige Gees na te boots. Dit wil tog lyk of hierdie valse profeet 'n mens sal wees. Hy word ook 'n dier genoem wat uit die aarde opkom, omdat hy die Antichrist sal ondersteun en al sy demoniese planne vir hom sal help uitvoer. Nou vriende, wat sal die beeld van die dier of die Antichrist wees? Want hierdie valse profeet gaan dan nou 'n beeld skep, hy gaan mense aanmoedig om 'n beeld te skep, wat praat, wat 'n gees in hom het, en nou moet ons vra, wat sal die beeld van die dier of die Antichrist wees? Openbaring 13 vers 14 het vir ons gesê, en hy, dis nou die valse profeet, verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier, dit wil sê, die Antichrist, voor die oë van die Antichrist te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier, wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. So, die dier, die Antichrist, sal 'n swaardwond ontvang, en hy sal sterf, en hy sal uit die dood uit opstaan, nabootser van Christus. En dan sê vers 15, daar word 3 maal daarna verwys, en dit is hom gegee, om 'n gees aan die dier se beeld te gee, 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word, wat die dier se beeld nie aanbid nie. Dis wat Openbaring vir ons sê, Openbaring 13. Daar sal 'n gees aan die dier se beeld gegee word, en sodat die dier se beeld sal praat en maak dat almal gedood word, wat die dier se beeld nie aanbid nie. Natuurlik is dit vir ons baie moeilik om met redelike sekerheid te kan sê, wat se beeld dit sal wees, daardie beeld van die Antichrist, of hoe die beeld sal lyk. Maar dit kan iets wees, soos die beeld van Nebukadneser, daardie goue beeld van Nebukadneser. Maar in hierdie geval moet dit iets wees waarin daar lewe gegee sal word, en dit laat my dink aan 'n gerekenariseerde robot wat met mense sal kommunikeer. Hy sal met mense kommunikeer, hy sal met mense praat. Dis wat ons uit hierdie gedeelte aflei. Maar daar sal op die een of ander manier lewe
aan hierdie beeld gegee word. En daarom laat dit 'n mens dink aan 'n realistiese robot, soos die robotte wat hulle bou, waarvan ons al reeds bewus is in die tyd wat ons leef. Maar dit gaan verseker 'n bose mag op die bewoners van die aarde uitoefen, soos ons gelees het in Openbaring 13 vers 11 tot 17. Julle in die begin, ek wil dit weer vir u lees en ek wil 'n bietjie verduidelik. Ek gaan ook verduidelik hoe dat ek en jy teen hierdie digitale idee en stelsel kan optree. Openbaring 13 vers 11 tot 17 sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom. Dis natuurlik die valse profeet en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak, want hy's boos, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. Die eerste dier is die antichrist, so hy oefen sy mag uit. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, want hy oefen 'n mag uit, wat maak dat mense daardie dier sal aanbid. Waarvan die dodelike wond genees is nou die antichrist, wat gesterf het en weer lewend geword het. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. Volgende week gaan ek 'n bietjie praat oor hierdie tekens en wonders. En hy verlei die bewoners van die aarde deur tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier, vir die antichrist, wat die swaardwond ontvang en lewend geword het. En dit is hom gegee, om 'n gees, klein lettertjie gees, aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat. Nou dis, vriende, dit is baie interessant. Hy gaan praat, hy ontvang lewe. En dit mag dalk wees dat dit die rekenaar slim tegnologie van vandag is wat hulle gaan gebruik. En hy sal maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Almal wat dit nie aanbid nie, wat sê, ek weet dit is nie God nie, dit is die antichrist, en hulle wil nie daarvoor buig, sal doodgemaak word. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Nou vriende, hierdie digitale ID en die digitale stelsel is nog nie die merk van die dier nie. Dis die voorloper daarheen. Ons word reeds deur die rekenaar se slim tegnologie word ons beheer en gaan ons beheer word. Maar uiteindelik gaan die antichrist dit misbruik en gaan hy sê, okay, ons gaan nou 'n merk vir almal gee wat wil koop of verkoop. Nou vriende, ons sien reeds die bose planne van die Satan met digitale ID en 'n slim digitale stelsel om ons nou al finansiëel te beheer en te wil beheer deur 'n kontantlose stelsel. Hulle gaan eers die geld uitfaseer en dan sit 'n kriptogeld. Dis alles net op syfers, daar's niks in jou bank fisies nie. Tot die aanloop na die antichrist se merk van die dier waarvan ons gelees het in Openbaring 13. So, wat wil ek vir u sê? Hierdie dinge van 'n digitale ID, 'n digitale stelsel, kriptogeld is net die voorloper in die rigting van 'n merk, die merk van die dier. As jy dit nie glo nie, dan is jy absoluut naïef of jy glo die Satan se leuns en moenie die Satan se leuns glo nie. Selfs die meeste, en ek kan 'n bietjie vir hulle vra, die meeste personeel wat by banke werk, hulle weet van al die planne wat in die geheim besig is om plaas te vind. En hulle weet sekere takke van sekere banke het al reeds alle kontant uitgefaseer, so hulle ontvang nie meer geld nie, hulle gee ook nie meer geld uit nie. Maar hulle is self nie ingelig oor dit alles nie, oor die toekoms nie, en hulle weet nie presies wat om te verwag nie. Praat 'n bietjie as u familie of vriende het wat by banke werk. Praat met hulle, dan vir jou sê, ja, ons weet daarvan. Ons weet van hierdie kokka-stelsel. Ons weet van kontant wat heeltemal gaan uitfaseer, maar hulle weet nie regtig
wat om te verwag nie. Hoe kan die gewone publiek weet wat om te verwag? Maar vandag het ek ingelig. Ek het vir die ingelig in hierdie boodskap, elkeen wat geluister het, oor wat om te verwag. En vriende, ek lees in die woord van die Here, daar is net een manier hoe God se kinders en Godvreesende mense hierdie bose planne van die Satan moet benader. Daar's net een manier. En dit is naamlik om die planne van die Satan te ontbloot. Ons mag nie stil bly nie, dis wat ek doen. Ek is die wagter op die muur, ek blaas die persin, ek waarsku mense om te sê, kyk wat is aan die gebeur, kyk wat is op pad. En die volgende ding wat ons moet doen is, om al hierdie bose planne van die Satan te probeer teestaan. Ons moet alles in ons vermoë doen, om dit te probeer teestaan. Hoe staan ons dit te? Weier 'n digitale ID. Ek gaan nie 'n digitale ID neem nie. Vriende, ek wil vir julle eerlik sê, ek weet nie hoe ver nie, maar ek vir nou gaan ek dit nie neem nie. Moenie stil bly nie, waarsku almal. Stuur vir hulle hierdie boodskap aan. Bid dat die Here mense se oë vir hierdie leuns van die Satan sal oopmaak. Bid dat die Here jou en elkeen wat teestaan, wat sê ons gaan nie saam nie, dat hy ons sal bewaar. Maar moenie hierby inval, die vriende. Ons moet met mekaar kommunikeer, ons moet dit teestaan. Gaan en hernie jou bankkaart, so gou as moontlik, voordat dit te laat is. Daar's nog sekere takke wat jou gaan toelaat om jou bankkaart te hernie. Geloof vir my, ek weet, om jou bankkaart te hernie, sonder dat jy verplig word om die digitale ID te kry. Staan op en openbaar die leuns van die Suid-Afrikaanse regering om van ons proefkonyne te maak, want Suid-Afrika is mos die voorlopers van alle Afrika lande. Die dinge gebeur eers in Suid-Afrika, net soos wat dit in COVID-tyd gebeur eers in Suid-Afrika met alles wat boos is, omdat dit 'n godlose regering is wat ons beheer, 'n godlose regering, van bo af in tot onderuit. En ek glo absoluut, daar is ook koopgeld by dit alles betrokke. Ek kan dit net nie bewys nie, maar ek glo dit. Ons is verkoop aan die geldmag van die wêreld. Nou vriende, as hierdie regering van ons net vir almal wat SASSA geld kry sê, goed, ons verhoog die SASSA geld met R2000 of R3000 per maand, maar dan moet jy registreer vir 'n digitale ID. En jy moet 'n bankrekening oopmaak. Dan vang hulle 'n paar miljoen mense in Suid-Afrika wat hulle kontantgeld sal prysgee vir daardie aanbod van meer geld. Al is dit kriptogeld. Al beteken dit dat dit wat hulle nie gebruik aan die einde van die maand verval, jy sal niks kan spaar nie. Niks wat dit verval aan die einde van die maand, dit het 'n datum op. Maar hoor wat sê God se woord. Ek en jy as Godvreesende mense en as kinders van die Here moet die planne van die Satan om die pad vir die anti-kris voor te berei. En ek het dit reeds gesê. Ons moet sy planne teestaan, vriende. Dis die Satan wat agter dit alles sit. Dis die Satan wat mense slim maak. Dis die Satan wat mense leer. Dis die Satan wat mense motiveer en inspireer. Ons moet sy planne teestaan so ver moontlik en daarom moet ons dit weerstaan. Ons moet weerstand bied. Hoor wat sê die woord. En ek het altyd gewonder wat presies dit beteken. 2 Tessalonisense 2 vers 3 tot 8. Ek lees dit vir een, dan sluit ek af. Daar staan, is nou Paulus wat vir die gemeente van Thessalonika skryf, die kinders van die Here. Hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie. Moenie dat hulle julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, dan moet afvalligheid kom, en die mens van sonde geopenbaar word, verwysende na die antichrist, die seun van die verderf. En nou sê, die teestander, die antichrist is ook 'n teestander van God, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel, want hy gaan kom en dan gaan hy in die tempel van God, as God, sit en voorgee dat hy God is. En nou staan daar geskryf,
Onthou julle nie dat ek het altyd vir julle gesê toe ek nog by julle was nie. En nou, julle weet wat die anti-kris hou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid, die verborgenheid, die geheimsinnige dinge wat gebeur, die verborgenheid van die ongeregtigheid, is onreg besig om plaas te vind, is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou. Dis die bruid van Christus, wat die Satan, die anti-kris teehou, uit die weg geruim is. Hy sê, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Dan sal die anti-kris geopenbaar word. Vriende, wat leer die woord ons? Ons moet teehou. Ons moet die teehoor wees. Ons moet sê, ons gaan nie saam nie, ons aanvaar nie die ID nie, ons wil nie 'n deel wees van 'n digitale stelsel nie. Ons gaan nie saam nie, ons staan op, ons bid, Here, bewaar en beskerm ons. Vriende, as jy bang is, dan moet jy seker maak, jou saak is reg met die Here. Want hierdie ding kom na ons kant toe, maar ons moet dit teëstaan. As jy bang is, wil ek vir jou sê vanmôre, ondersoek jou hart. Ken jy Jesus? Ken jy hom regtig as jou verlosser en saligmaker? Maak seker dat jy Jesus ken. Maak seker Jesus is deur sy gees in jou hart. Maak seker jy is sy kind. Neem hom aan as jou verlosser en jou koning. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie woord van waarskuwing. Ek bid dat die hele Suid-Afrika hierdie boodskap sal hoor. Dat dit wyd sal versprei en dat U met mense sal praat en hulle sal wakker skud. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Stuur dit aan vriende, stuur dit aan, laat almal dit hoor. Totsiens.